groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Mag julle sy teenwoordigheid ervaar en beleef. Want God is 'n lewende God. Hy word beleef. En ons moet hom leef, sodat mense God deur ons kan sien. Kom ons bid saam. Here, ons is vanoggend hier by mekaar om te onthou. Dankie Here vir die vermoë wat U ons gegee het om te onthou. Maar dat U ons ook die vermoë gegee het om te vergeet wat U vergewe het. Help ons vanoggend hier by die tafel om te onthou wat U vir ons gedoen het. Dat hierdie broodjie en hierdie wyn ons herinner dat U stikkend geslaan is, sodat ons kan heel word. Dat U bloed gevloei het om ons skoon te was. En ons is volgens by mekaar, nie omdat ons goeie mense is nie, maar ons is by mekaar omdat ons gelowige mense is. Ons glo. Ons glo dat U God is, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons glo dat U woord, die Bybel, die woord van U is. Dat U met ons praat. Ons glo dat U hier is. Want U het gesê wat 2 of 3 by mekaar is, daar is U teenwoordig. En ons glo dit. Ons glo dat U gesterf het, begrawe is en opgestaan het. En ons glo dat U eendag gaan terugkom. En hier waar ons saam met hierdie familie hierdie dag wil vier, waar hulle hierdie naweek gelag en gehuil het en onthou het en gestap het waar Flip gestap het en sy asies gestrooi het daar waar hy dit graag wou gehad het. En Here, ons wat hier is, dat ons aan ons families en aan ons geliefdes verbind sal wees met U liefde. En dat ons nie mekaar sal vergeet nie. Want Here, ons elkeen het voetspore gelaat in hierdie wêreld. En is goed soms om hierdie voetspore te gaan loop. Ons wil volgend veral ook bid vir ons land en ons volk. Ja, sommer vir die wêreld wat onder in hierdie verskriklike tyd sulke verskriklike dinge ervaar en beleef. Daarom, Here, wil ek die ou volkslied, wil ek bid. Laat die erwe van ons vaders vir ons erwe bly. Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry. Met ons volk en met ons nasie sal dit wel wees. Want U God regeer. Amen. Amen. My skriflesing vanoggend kom uit Lukas 22 vers 19 en 20, maar ek weet nie, dit is maar net op die bord,
Baie mense het baie probleme en ek het nie 'n probleem daarmee nie. En dit is dat mense sê maar hulle glo in die vertaling wat hulle lees, 33 gewoonlik, dis die ou Tosius vertaling. Dan is daar 'n 53 vertaling en 'n 83 vertaling en 'n 20 vertaling en King James en daar's vertalings. Maar weet jy, daar's eintlik net een oorspronklike vertaling of een oorspronklike en dit is die Griekse Testament en die Hebreëse Testament. Nou as jy dit kan lees, dan lees jy die oorspronklike. Maar die res is vertalings. En weet 'n vertaling is 'n menslike ding. En 'n mens kan foute maak. En daar is foute in die vertalings. Ek wat 'n bietjie Grieks kan lees en Hebreëus ontdek nogal heelwat foute wat 'n mens moet regstel. En daarom hierdie Lukas 22:19 het ek nie hervertaal nie, maar het ek dit eintlik soos dit in die Grieks staan, het ek dit hier geskryf. Toe neem hy, dis Jesus brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: dit is my liggaam wat ek vir julle gee. Onthou, hoor die woordjie, onthou dat ek my lewe vir julle opgeoffer het. Onthou. Hierdie beker is splinternuwe ooreenkoms met julle. Wat ek gemaak het met my bloed, wat vir julle gevloei het, sodat julle sondes weggewas kan word. Onthou wat ek vir julle gedoen het. Die ander vertaling sê, doen dit tot my gedagtenis. Doen dit tot my gedagtenis. Elke keer as julle hierdie beker drink en hierdie brood eet, doen dit tot my gedagtenis. Onthou wat ek vir julle gedoen het. Jy weet, ons leef in 'n wêreld waar mense maklik mekaar vergeet. Ek woon nou daar in die aftreeoord. Ek is intoe getrek oor my vrou dementia gehad het en sy daar moes versorging gekry het tot by haar dood. En weet jy, laat ek nou vir u sê, daar sit hoeveel van die senior ou mense wat deur hulle kinders vergeet is. Hulle is vergeet. Dis verskriklik dat mense mekaar vergeet. Dis te veel moeite om my kar te klim en te ry. Dis te veel moeite om 'n brief te skryf of 'n e-pos of 'n WhatsApp. Ek wil net vanoggend vir julle sê, moenie mekaar vergeet nie. Hou kontak met mekaar. En daarom het Jesus 'n opdrag gegee. Onthou net, weet jy, as die Here jou 'n opdrag gee, dan het jy nie 'n keuse nie. Julle moet mekaar lief hê. Jy het nie 'n keuse nie. As jy nie lief het nie, dan het jy opdrag nie nagekom nie. Verstaan wat ek sê? As God 'n opdrag gegee het, dan moet jy dit doen. En hier's 'n opdrag. Onthou wat ek vir julle gedoen het. Moet dit nie vergeet nie. Moet nie die kruis vergeet nie. Moet nie my dood vergeet nie. En daarom het hy die nagmaal ingestel. En daarom het hy die doop ingestel. Sakramente is deur Jesus ingestel. Die kerk het dit nie uitgedink nie. Altoe die sakramente wat ons vanoggend hier sien, die doop en die nagmaal, het Jesus ingestel. En hy het gesê, julle moet dit doen. Doen dit tot my gedagtenis. Want elkeen van hierdie elemente vertel wat Jesus ons gedoen het. Dis prentjies van wat hy gedoen het. En ons onthou prentjies baie beter as woorde. En daarom is dit wat ons hier doen, doop en nagmaal, is nie tradisies nie. Dis opdragte. Jy sien, want hierdie opdragte bring jou in 'n verhouding met die Here. Hier moet jy vanoggend 'n verhouding met die Here hê. Moenie dit gebruik as 'n tradisie nie. Ag, ons doen dit maar altyd nie. Nee. Elke keer as jy dit gebruik, moet jy dit doen tot my gedagtenis. Jy moet 'n verhouding hê met die een wat dit vir jou gedoen het.
En daarom is ons hier vanoggend by mekaar om te onthou van die offer wat Jesus vir ons betaal het. Hier's 'n offer. En Jesus is aan die kruis vasgespijker. Dit was die altaar waar hy die offer vir ons gebring het. Vir ons sondes. Hy is gebreek sodat jy kan heel word. Sy bloed het gevloei sodat jy kan skoon word. Want jy sien, as jy nie heel is nie, jy sien, heel gemaakte mense maak ander mense heel. Stikkende mense maak ander mense stikkend. En daarom moet mense eers heel word. Ook in 'n verhouding. Daar's baie mense wat geskei is en hulle is nog stikkend. Of soos ek op die oomblik is ek stikkend. My vrou se jaar dood. Maar ek is stikkend. En nou gaan trou ons weer met 'n ander persoon omdat ek alleen is. En nou is ek 'n stikkende mens en ek kan nie daai ander persoon heel maak nie. En ek kan nie ander mense gebruik om my heel te maak nie. Dis Jesus wat my moet heel maak. En ek dink hierdie wêreld is vol stikkende mense. En daarom is hierdie wêreld stikkend. Want stikkende mense kan nie heel maak nie. En hy het dit gedoen in jou plek. Jy weet, Jesaja 600 jaar voor Christus staan hierdie woorde. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede moes bring, was op hom en deur sy wonde het daar genesing gekom. O, ek hou van Jesaja 49 vers 16. Jou naam is in my handpalms geskrywe. Elkeen van julle. Daai spykers. Met daai spykers het hulle Jesus nie net vasgekap nie. Met daai spykers is jou naam in Jesus se handpalms geskrywe. Onthou dit. Onthou dit. Onthou dit. Dis 'n offer. Dis die hoogste offer wat 'n mens ooit kan bring. Is jou lewe. Dis jou lewe. En Jesus het sy lewe gegee om in die tweede plek vir jou te kom wys hier in die tafel hoe lief hy jou het. Hierdie offerande wat Jesus gebring het, het hy gebring uit liefde. Liefde. Dit is my bloed wat ek vir julle uitgestort word. Ek sê die nagmaal wys die diepte van Jesus se liefde. Het jy geweet, hierdie liefde van Jesus het jou vergewe. Weet jy wat is liefde? Liefde vergewe. Iemand wat sê ek sal jou nooit vergewe nie, het nie liefde nie. En God het jou lief gehad. Want jy kan nie vergewe sonder liefde nie. Liefde laat jou vergewe. Is ek reg? Liefde laat jou vergewe. Liefde herstel jou. Liefde herstel jou. En weet jy wat? God se liefde hou nooit op nie. Gaan lees 1 Korintiërs 13. Alles sal ophou. Dan gaan net een ding. Weet jy in die hemel gaan daar net een ding oorbly, liefde. Daar's nie meer vergifnis in die hemel nodig nie. Maar almal gaan almal lief hê. En dis waarom ons hier is om te onthou. Tot my gedagtes. Onthou ons Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Dis ongelooflik. Dat Jesus se liefde was ten spyte van. Jy sien ons liefde is ter wille van. Ek sê dit in ons gemeente baie. Die Griekse woord vir God se liefde is agape. En agape beteken 'n liefde sonder einde. 'n Liefde ten spyte van. God het my lief ten spyte van my sonde. Ten spyte van my. Ons liefde is ter wille van. Ek is lief vir jou omdat jy vir my mooi is. Ek is lief omdat jy vir my goed is. Maar weet jy wanneer jou liefde ten spyte van word? Dat jy goddelike liefde. Goddelike liefde is ten spyte van. Ek sluit af. Maar weet jy, by hierdie tafel moet ons onthou wat Jesus ons gedoen het. Ons moet die kruis onthou. Ons moet die pyn wat hy verduur het onthou. Ons moet die vergifnis onthou.
Maar ons moet ook by die tafel onthou van God se liefde, want so lief het God die wêreld gehad. Maar weet jy wat, hier by die tafel moet jy onthou dat Jesus het jou identiteit vir jou teruggegee. Onthou jy, ons is geskape na God se beeld en gelykenis, Genesis 1:27, en toe het Adam gekom en deur die sonde, hoor mooi, is ons beeld nie weggeneem nie, maar is ons beeld beskadig. Ons sien nog stukkies van God se beeld, want eintlik staan daar, God het ons gemaak om soos hy te wees. Ons kan nie God wees nie, maar ons kan soos hy wees. As ek iemand lief het met God se liefde, dan sien mense God. As ek omgee vir mense, dan sien mense God. Dis die beeld. Maar toe kom Jesus en hy herstel die beeld van God in ons. Hy is die tweede Adam. En daarom sê 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Hy is 'n Jesus mens. Nie meer 'n Adam mens nie. 'n Jesus mens. Want nou dra ek God se beeld. Ek het my identiteit teruggekry. Die oorspronklike identiteit. Die Adam identiteit was 'n gebroke identiteit. Maar Jesus het hierdie identiteit kom herstel. En daarom is ek en jy herstel. Ons is nuwe mense. Ons is weergebore. Ons is kinders van God. Ons sondes is vergewe en ons het die ewige lewe. Jesaja 43 sê, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Dis dan so wonderlik dat in Openbaring staan daar, dat hulle die boek gaan oopmaak, die boek van die lewe gaan oopgemaak word. En dan word daar nie 'n kode ingeskryf nie. Daar gaan nie 'n geheime nommer daar staan nie. Daar by die bank. Ons is nog geheime nommers hoor. Ons het nie meer name nie. Maar weet jy wat? In die boek van die lewe gaan jou naam geskrywe wees. Die naam is geskrywe. Ons behoort aan Jesus. En dis alles genade. Uit genade is julle gered deur die geloof. Dit nie uit julle self nie. En daarom word, en daarmee sluit ek af. Daarom word onthou, hoor mooi, word onthou 'n lewenswyse. Wat ons volgende gaan doen. Dit moet nie maar net 'n ritueel wees nie. Dit moet 'n lewenswyse wees. Ek wil onthou. Ek wil met liefde mense onthou. En weet jy wat sê Jesus? En dan verkondig julle die dood van my totdat ek kom. So elke keer as ons nagmaal gebruik, sê ons, Jesus kom tog gou. Jesus kom terug, weet jy dit? Sy koms is, ek wil nou nie soos een ou daar in die Bybel, ag in die koerante, jy weet, datums geskryf het nie. En jy weet, ek sê altyd 'n datum is belangrik. Jy kan liewer 'n paar datums te veel hê as een datum te min. En as Jesus terugkom, dan gaan ons weet dat ons naam is geskrywe en dan gaan ons vir altyd by hom wees. Dan hoef ons nie meer te onthou nie, dit wat ons onthou het en na uitgesien het, gaan nou 'n werklikheid wees. Mag die Here ons vanoggend sien. Amen. Here, dit is wonderlik om weer vanoggend te onthou wat U vir ons gedoen het. Here, hierdie diens gaan nie oor mense nie. Hierdie diens gaan nie oor of ons goed of sleg is nie. Dit gaan oor wat U gedoen het om ons die mense te maak wat U oorspronklik gemaak het. Ons is U kinders. En ons wil soos U kinders leef in hierdie wêreld tot eer van U naam. Amen.